Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag vandag met u 'n gedagte rondom Jakob, die aartsvader. Ons weet nou almal, die aartsvaders was Abraham, Isak en Jakob, 'n geweldige groot posisie in die hiërargie. Nou, Jakob het 'n geweldige ondervinding gehad met die Here. Maar so het Jakob op die einde dan 2 vroue en 2 byvroue. Uit hierdie 4 vrouens kom die aartsvaders, die 12 aartsvaders van Israel, want Jakob word toe verander na Israel toe. Nou, Lea was die nie geliefde vrou gewees. Lea het kinders gehad en Rachel was die geliefde, maar Rachel het nie kinders gehad nie. 2 byvroue, hulle het ook kinders gehad en op die ou end, dan kry Rachel vir Josef en net voor sy dood is vir Benjamin. Josef is dan die geliefde kind gewees van Jakob. Jakob het ook geen geheim gemaak daarvan dat hy die geliefde is nie en hy het vir hom hierdie rok gemaak, die veelkleurige rok, en sy broers het hom gehaat. Want die Here het van vroeg af met Jakob begin praat, hy het vir hom die drome gegee en die broers het niks daarvan gehou nie. En so stuur Jakob hom eendag om te gaan kyk hoe dit met die broers gaan. En toe sy broers hom kry, toe dink hulle, hier's die kans nou, hier kom die dromer nou aan, en hulle gooi hom in die put. Nou lees ons in Genesis 37 vers 3. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. So, nou kom Josef aan by sy broers, en die broers sê, kom ons maak hom dood. En een van die broers sê, nee, ons maak hom nie dood nie, ons gooi hom in 'n put. Nou is Josef in die put gegooi, en later kom die Ismaeliete daar verby, en hulle trek vir Josef uit die put uit, en hulle verkoop hom aan die Ismaeliete. Die broers sê, nou moet hulle 'n plan maak. En hulle vat Josef se rok, en hulle doop hom in bloed, en hulle gaan gee hom vir Jakob. En hulle sê vir Jakob, is dit nie miskien Josef se rok nie? Ons het hierdie rok gekry, en dan lees ons in Genesis 37, vers 31. Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok, steek die rok in die bloed en hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: dit het ons gevind, kyk tog goed of dit die rok van die seun is of nie. En hy het dit erken en gesê, die rok van my seun, 'n wilde dier het hom opgeëet, verskeer is Josef. Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. Al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. So het sy vader hom dan beween. En nou volg daar ten minste 21 jaar. En soos ek dit verstaan, gaan Jakob daar in 'n toestand van algehele depressie. Nou onthou, dis dieselfde Jakob wat voor sy geboorte al beloftes gehad het dat die oudste gaan die jongste dien. Hy het dan die seun gekry, want hy het die seun gekoop by Esau. Hy het ook 'n visioen gehad van Jesus en van die Vader daar by Bethel, toe hy die nag gedroom het en God self met hom gepraat het en hom verseker het dat hy saam met hom gaan en dat hy hom sal terugbring in daardie land en dat hy hom sal seën en deur sy kinders sal al die geslagte van die aarde geseën wees. God het saam met hom gegaan en het hom geseën daar by Laban toe hy die skaap opgepas het en hy teruggekom en hy het by die Jabok het hy 'n ontmoeting gehad met die Here Jesus self, sodat hy daar weggeloop het, 'n mank was aan sy heup. Hy het 'n totale ander wandel gehad toe hy deur die Jabok rivier gegaan het. Dis dieselfde Jakob wat hierdie geweldige ondervindings met die Here gehad het. En toe hy die vals boodskap kry dat Josef dood is, toe sak hy in 'n depressie en vir 21 jaar hoor ons niks van Jakob nie. Hierdie groot aartsvader sak in 'n, en weet jy wat? Die ergste van alles is, dis as gevolg van 'n leuen van die duiwel. Nou terwyl Jakob sit en in 'n algehele toestand van depressie is en dink ek sal na die doderyk afdaal, terwyl hy sit in daardie toestand, is God besig om saam met Josef te gaan. Josef word verkoop aan die huis van Potifar
Daar seën die Here hom, tot hy in die tronk gegooi word, as gevolg van Potifar se vrou. In die tronk seën die Here hom, tot hulle op die eind vergeet van hom, en hy dan uitgehaal word, en hy die drome van Farao uitlê. En Josef word aangestel as hy's die tweede magtigste man op aarde. Weet jy, terwyl hy die tweede magtigste man op aarde is, vir die volgende 8 jaar, sit Jakob in depressie, met die gedagte dat hy dood is. Weet julle dat dit 'n leuen van die duiwel was? Dis 'n leuen van die duiwel wat vir Jakob 21 jaar in daardie toestand gehou het. En nou kyk ons vandag na onsself en ons sien, weet jy, dis wat die duiwel poog om te doen. Hy poog om ons lewe van ons te steel, as gevolg van leuns, want hy kan nie met waarheid kom nie, want die waarheid is die woord van die Here, en die woord van die Here is, tel ons op, en bemoedig ons, en vat ons verder. Nou, het 7 jaar verby gegaan, die 7 goeie jare, en dan daar nog 'n jaar verby gegaan, die eerste droogtejaar, en die broers van Josef kom koop koring in Egipte. Josef is nou tweede in bevel hy's die tweede magtigste man op aarde. En nou, Josef herken sy broers onmiddellik. En dan, op die ou end, sê hy vir hulle, hy's Josef, en hulle moet sy pa gaan haal. Hy stuur waans met koring en baie dinge. En luister nou, toe kom hulle by Jakob, en hulle sê vir hom, hulle het opgetrek uit Egipte, in die land Kanaan aangekom, by hulle vader Jakob, toe hulle hom vertel, Josef lewe nog, en dat hy regeerder is in die hele Egipte land, het sy hart beswyk, want hy het dit nie geglo nie, maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waan sien, wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het sy gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword, en Israel het gesê, dis genoeg my seun, Josef lewe nog, ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. En hier, na 21 jaar, begin Jakob weer lewe. Goeie nuus. Goeie nuus maak dat Jakob vir die eerste keer weer sy gees word lewendig, sê die Bybel vir ons. Maar luister wat gebeur toe die gees van Jakob lewendig word. Ons lees in Genesis 46 vers 1. Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het, en in Berseba gekom, en hy het offerandes gebring aan die God van sy vader Isak. En God het tot Israel gespreek in naggesigte en gesê, Jakob, Jakob, en hy antwoord, hier is ek. Vir die eerste keer praat die Here, eerste keer hoor hy, maar sê vir die eerste keer hoor Jakob weer, God praat met hom, na baie jare, hoor hy weer die stem van die Here. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader, moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak, en ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedruk. En hier kry ons 'n baie belangrike les, en dit is, die duiwel, uit elke dag, onthou elke dag van ons lewe, vandat ons oë oopmaak, ons begin met die Bybel, en ons begin met gebed, en ons begin met die teenwoordigheid van die Here. Maar weet jy, vandat jy daar weggaan, van daar af, is die duiwel se poging om met leuns na jou kant toe te kom, en jou af te rem. Dit wat God daar in jou binnekamer doen, wil hy van jou af wegvat. Hy wil jou stroop van daardie geloof wat jy nou net gehad het, toe jy met God bemoeienis gemaak het en kontak gemaak het daar in jou binnekamer. So, vandat jy daar uitgaan, deur massa media, deur sosiale media, deur verskillende mense wat hy gebruik en deur wie hy werk, wil hy jou geloof van jou afstroop. Sê maar net vir mense, luister, die Here het met my gepraat, en die Here het my hierdie opdrag gegee, en die Here het my ander opdrag gegee. Het gaan nie lank wees voor iemand vir jou sê, o nee, ek ken daai storie, ek ken iemand anders wat dit ook gedoen het, en dit het nie gewerk, en dit sal nie werk nie. En so is hy konstant besig, om dit wat God in jou doen, van jou af weg te vat, en te stroop. En moet ons die besluit neem, dis 'n keuse wat jy maak, om te sê,
As God iets gesê het, dan glo ek dit. En as God dit nie gesê het, soos in die geval van Jakob, die Here het nie vir Jakob gesê, Josef is dood nie. God het dit nie een oomblik vir hom gesê nie. Hy het die aanname gemaak. Na hy die leuen geluister het, toe maak hy 'n gevolgtrekking en dit was 'n totaal verkeerde gevolgtrekking. En ek wil vir u sê, baie kinders van die Here bou hulle lewe op totaal verkeerde gevolgtrekkings wat hulle maak uit dinge wat die duiwel vir hulle sê wat nie glad nie waar is nie. So, kom ons neem 'n besluit en sê, as God dit nie gesê het nie, dan is dit nie gesê nie. As God nie gepraat het nie, dan is dit nie waar nie. En ek gaan staan en ek gaan bly by dit wat God in sy woord vir my sê, want dis al waarheid wat daar is. Ek bid die Here dat hy in u hart werk, dat hy in u hart 'n vaste vertroue werk in sy woord en in dit wat hy vir ons sê en leer, want dis die enigste waarheid. Al waarheid wat ons het in 'n wêreld wat verskriklik baie dinge vir ons wil sê, is dit ons enigste vaste waarheid. Kom ons staan by dit en ek vertrou dat die Here Jesus u baie ryklik gaan seën en dat hy binne in u gaan werk wat hy begeer om binne in u te doen.